Maar dit is op Loftusversveld Vrydag aand, en die Bulls het nou nie baie tyd gehad nadat hulle Saterdag gespeel het nie, so dit is 'n nadeel vir hulle. Hulle gaan een oefendag verseker met minder hê, en om alles nog te kroon nou eintlik, maak dit vir hulle moeiliker die feit dat hulle met dinge regmaak. Hulle het nou 'n moeilike dag gehad teen die Stormers, maar hulle het 'n kans om dit reg te stel teen 'n baie moeilike span Cardiff, want Cardiff is baie hoog op daai puntelys. Maar ek dink Cardiff gaan waarskynlik 'n beperkte aantal van sy walle spelers terug hê. So ek dink dit gaan dalk die Bulls effens help. Ja, ek dink ou moet in gedagte hou die internasionale speler rusperiode en so voort. So dit mag dalk die Bulls gunst stel vir daai spelers wat nog nie beskikbaar is nie. Maar die Bulls het al voorheen gewys dit is 'n span wat nadat hulle verloor het baie vinnig terug kan slaan, en ons weet ook in 'n kompetisie soos hierdie is dit van kardinale belang dat jy dadelik weer vinnig terugslaan en jou wedstryd doen, veral tuiswedstryd. Ja, en vir alle wedstryd, mens kan na die tyd weer kyk hoe jy gespeel het. Ene wat die Bulls baie goed gedoen het in hulle, sê maar die 3-4 wenne voor die Stormers wedstryd, was hulle het gedomineer in die fisiese aspekte, die scrums ook baie goed met die voordeellyn gekom, en hulle sal 'n manier moet vind om weer daai krag en daai tegnieke terug te kry, want hulle dit nodig, dis deel van hulle rugby. Ja, en dit was eintlik al vreemd geweest om te sien dat hulle domineer voorlangs, maar hulle kan nie daai geleenthede omskep in punte nie. So ergens is daar 'n probleem tussen die voorspelers en die agterspelers en dit dan nou te kan omskep in punte. Ek weet nie eintlik, ek het gesukkel om my vinger op dit te sit oor waar eintlik die probleem is, want as jy gaan kyk na die Bulls, baie goeie spelers, baie goeie individue, hulle het gewys hulle kan as 'n span saamtrek, en hier gly jy so 'n bietjie teen die Stormers. Dit wys jou, jy kan nooit te gerus in 'n wedstryd ingaan nie. Daar gaan nog gelukkig veranderings wees in die agterlyn, maar die agterlyn van die Bulls is gevaarlik. Errol Foster het daarsinskudding, en dan Sebastian de Klerk het sy voet seer gemaak. So dis twee spelers uit, en dis twee belangrike spelers. Een angel van die Bulls was juist dat Sebastian de Klerk en Foster was van hulle sterspelers, maar nog steeds vir Kynnan Moody en vir Curtly Arendse, en so dis goeie spelers. Ja, die Bulls is een van die unie wat regtig baie goeie diepte het. Hulle het baie goeie ervaring in springbokspelers wat deel is van hulle stelsel, en ek dink hulle is baie slim wanneer hulle nuwe spelers bykry, weet De Wet hulle en so aan wat ingekry het, sleutelspelers wat waarde toevoeg tot die groter prentjie van die Bulls, en ek dink dis een van hulle sterkpunte.